My lewe bly aan U gewy, God drie-enig. Ons lees vanoggend saam vanuit Psalm 96. Dit is eintlik nie 'n baie lang Psalm nie. Kort gedig, die opskrif van die gedig, die regter kom. Psalm 96, daar die 13 verse. En ons lees dit natuurlik in die lig ook van die derde gebod vanoggend. Maar voordat ons dit saam lees, is dit eers reg dat ons sal stil raak voor ons Here. Broers, kom ons staan, as gemeente, kom ons bid saam. Grote God, enigste en ewige God. Here, hoor vanoggend ook ons lof en dankgebede. Wat 'n genade om so 'n heerlike naweek ook op 'n gepaste wyse rondom U woord te kan afsluit. Maar ook om so die nuwe week binne te stap. Here, waar ons kyk na wat alles rondom ons aangaan, kan ons nie anders as om vir U dankie te sê nie. U genade is waarlik so groot, so ryk. Daarom het ons ook die voorreg en die vrymoedigheid om vir almal te bid in die gemeente. Here, ons dink eers aan Rian en Jolandi en die res van oom en die Voortse familie, almal wat ook nou deel in die hartseer van sy afsterwe. Ons bid ook vir die wat siek is, siek was en besig is om te herstel. Tannie Elaine, Tannie Toy, ook Tannie Susan, Here Frikkie en oom Skalk. Maar ook daarin sien ons 'n pad van sorg, wat U saam met elkeen stap. Here, ons bid vir ons seniors. Al die uitdagings wat ook met die ouderdom saamkom. Ons bid vir ons kinders wat soveel aanvalle deesdae moet weerstaan. Ons bid, sê dankie vir hulle wat verjaar. Maar dan bid ons ook vir hulle wat dalk hier is en U nog nie persoonlik ontmoet het nie. En dan bid ons en vra vergifnis, o Here, vir die kere wat ons ook van U af wegdwaal. En Here, ons bid en besonder vanoggend ook vir ons boere. Ons besef hulle is in krisis. Maar ons sê ook dankie vir daardie sekerheid en daardie wete U hand is oor alle dinge. Soos wat die reën ook gister vir ons getuig het. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid en kan weet U is altyd met ons. U hoor wat ons vra, o Here. Maar meer is dit, U het ons U kinders gemaak. U sorg vir ons, U lei ons, U bewaar ons. U is lief vir ons. Aan U, ons Vader, die lof en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek lees vir ons, voordat ons die Psalm saam lees, net vinnig die derde gebod, sommer uit Eksodus 20, daar vanaf vers 7, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Ons vind natuurlik die speel van daardie versie ook so in Deuteronomium 5. Ek gaan nou vir ons voor Psalm 96, dis 'n pragtige Psalm, maar let veral op vers 8 wanneer ons daar kom.
Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders, want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhowe. Aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig, o ganse aarde, sê onder die volke, die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemele bly wees en die aarde juig, laat die see en sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Gee aan die Here die eer van sy naam. Broers en susters, 'n paar weke gelede het ons begin met die reeks oor die 10 gebooie en tot op hierdie punt het ons uit die aard van die saak gekyk na beide die eerste en die tweede gebod. En die eerste gebod het baie duidelik gestipuleer: ons moet God alleen aanbid. Ons mag geen ander God aanhang nie. Ons mag ook nie ons vertroue in enige iets of enige iemand plaas naas God nie. Die tweede gebod het ons geleer dat ons God ook moet aanbid op die wyse wat hy van ons verwag ons hom moet aanbid. Soos wat hy met ander woorde bepaal het dat ons moet doen. Ander maniere as wat hy geopenbaar het, kom neer op afgodsdienst, selfs ook daar waar tradisies of gebruike vir ons belangriker raak as die beginsel of as God self. En daarom gaan ons dan nou vanoggend ook voort met die reeks. En ons ondersoek die derde gebod vanuit die wet, uit Eksodus 20 vers 7 wat ons gelees het, of alternatiefelik Deuteronomium 5 vers 11, soos wat die gebod daar staan, maar ook dan vanuit hierdie pragtige gedig, Psalm 96, daardie 13 verse, veral met klem dan op vers 8, gee aan die Here die eer van sy naam. En ons doen dit ook weer vanuit die Heidelbergse Katekismes. En daar's 'n paar vrae en antwoorde vanuit die Katekismes wat vir ons eintlik baie duidelikheid gee juis oor wat hierdie gebod van ons verwag en wat dit nie van ons verwag nie. Nou soos wat ons ook by die ander geleenthede gesê het, is dit baie maklik om die volle betekenis, die volle omvang van 'n gebod te mis as mens nie soek na die beginsel van daardie gebod nie. En daardie beginsel vind ons natuurlik wanneer ons die vervulling daarvan ook in Christus sien. En daarom kyk ons ook vanoggend spesifiek na die beginsel van die derde gebod. En ons begin deur te kyk vanuit die skrif en die vraag te vra: wat is 'n naam? Wat is die doel van 'n naam en waarom het ons elkeen 'n naam? Nou in vandag se tyd is 'n naam 'n vorm van identifikasie. Volle name staan in jou ID-boek. As jy hom vir iemand oopmaak, dan kan iemand dadelik sien
wie jy is. So op grond van jou naam weet mense wie jy is. Maar as hulle jou 'n bietjie leer ken, kan hulle ook op grond van jou naam vir jou sê wat jy doen en waarvoor jy staan. So jou naam op die ou einde van die dag is direk gekoppel aan jou identiteit. En is dit nie snaaks om spreekwoorde te vind soos jou naam loop jou vooruit nie. Jou naam is gekoppel aan jou identiteit. Nou in Bybelse tye was name nog belangriker. Dit het mense ook verbind aan hulle families. En 'n persoon moes 'n goeie naam handhaaf ter wille van die eer van hulle familie. As jou naam 'n slegte naam was, het dit 'n baie slegte lig ook op jou familie geskyn. Jou naam het jou daai tyd verbind aan jou gemeenskap, aan jou volk. En op grond van jou naam het almal geweet wie jou voorgeslagte was, waar jy vandaan kom, sonder dat hulle jou noodwendig in persoon leer ken het. Jou naam het bepaal hoeveel eer, hoeveel respek aan jou bewys moes word. Maar wat is in God se naam? Broers en susters, ek hoor elke dag oor die radio en die motor, oor die televisieskerm in ons huis, op ons selfoon. Ons hoor dit ook in gesprekke tussen mense, hoe die naam van God links en regs gebruik word, sonder dat hy noodwendig geken word. Soms word dit as 'n kragwoord gebruik. Partykeer 'n uiting van verbasing. Ander keer is sommer maar net as 'n stopwoord. Kortom, ons hoor hoe God se naam gelaster word. Nou die mensdom is so gesteld op sy eie naam. Ons is gesteld op ons eie goeie naam en wat mense van ons dink, dat ons selfs bereid is om mekaar hof toe te sleep as iemand ons naam sleg maak. Maar wat maak ons met die eer van God se naam? Die gebod leer ons mag nie sy naam ydelik gebruik nie. Nou, ydelik het 'n wye betekenis. Ydelik kan leeg beteken. Met ander woorde sonder waarde. Ydelik kan oppervlakkig, ligsinnig beteken. Ydelik kan selfs vals beteken. En dis tipies wat ons nou vir mekaar kan sê wat gebeur op die skerms dwars oor die wêreld, daar waar God se naam so misbruik word. En die hartseer is eerder as om kruitaal te gebruik, word daar besluit om met God die spot te dryf deur sy naam te belaster, net om op so 'n wyse die beperking van 'n film of 'n program laer te maak, want in die oë van die wêreld is dit beter om te laster as om te vloek. Maar dis nie waar dit stop nie. Deur te ontken dat Jesus die Seun van God is, deur te ontken dat Jesus die verlosser, die enigste verlosser van die wêreld is ons ook besig om 'n ander beeld van hom daar te stel, is ons ook besig om sy naam oneer aan te doen. Deur die blye boodskap te verswyg, te maak asof Christus, asof God nie bestaan nie. Met ander woorde eintlik om die eerste en die tweede gebod te oortree, deur te vloek, deur vals te sweer, selfs wanneer ons net sy naam oneervol uiter,
is ons besig om die derde gebod te oortree. Hoekom? Want sy naam is gekoppel aan wie hy is. Sy naam verwys na sy wese. Met God se naam, broers en susters, word hy self bedoel. Wanneer God sê dat sy naam op 'n plek gevestig is, beteken dit dat hy self daar is. Deuteronomium 12 vers 5. Maar die plek wat die Here julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy naam daar te vestig, om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet jy kom. So wanneer ons met sy naam te doen het, het ons met God self te doen. En kan ons nie anders as om altyd met 'n heilige vrees en met eerbied vervul te wees wanneer ons dit doen nie. Wanneer ons sy naam in enige vorm gebruik, moet ons dit doen in eerbied. Skepper God, Verlosser God en Trooster God. Wie dit nie doen nie, broers en susters, is besig om die eer van sy naam, om God se eer aan te tas. Wanneer God die wet vir die volk gee, dit wat ons weer saam gelees het vanoggend, sê hy, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land gelei het. Ek is die Here jou God. Sy naam verwys direk daarna, daar is niemand anders soos hy nie. Daar is nie nog iemand so heilig, so groot, so onaantastbaar, so verskriklik, so regverdig, maar ook so genadig en liefdevol, soos hy nie. Nou die volk het hierdie besef, die heiligheid van sy naam besef, soos wat u en ek ook veronderstel is om te weet. Vir hulle was die Here se naam so heilig, dat hulle dit nie eens uitgespreek het nie. In steede van Jahwe het hulle na hom verwys as Adonai. Dis waar die verskil inkom in die Ou Testament tussen die Here met die hoofletters en die Here waarvan net die H 'n hoofletter is. Here met die hoofletters is Jahwe, ek is. En Adonai is Here waar net die H die hoofletter is. Hulle het hom so gevrees, die verbondsgod, wat uit die hemel neerbuig om met sy skepsels 'n verbond te sluit, dat hulle nie eers sy naam wil uitspreek nie, uit vrees dat hulle dit oneerbiedig sou doen. Mense, ons mag nie, ons kan dit nie doen nie. As kinders van die Here is dit iets waarmee ons nie eers kan saamgaan nie. Die eis is dat ons dit onder geen omstandighede selfs ligtelik mag gebruik of die grootheid daarvan mag aantas nie. En besef jy, dit sluit vloek ook in. Want wat is vloek? Ons kan onsself gerus deeglik ondersoek wat kom oor ons lippe. Want God het alle dinge geskape, ons bely, hy is die skepper van alle dinge, hy het dit gemaak. Maar nou mag ons nie skepingswerke oproep om op so wyse krag te gee aan dit wat ons sê nie. Want nou is ons weer besig om iets anders op te roep naas ons Here. En meer as dit, agter elkeen se naam het ons ook vir mekaar gesê, is jou persoonlikheid verbind. Wie jy is, waarvoor jy staan,
En 'n kind van God se persoonlikheid is tog nie van so 'n aard dat hy homself deur kragwoorde moet laat geld nie. Om te vloek beteken in werklikheid om 'n ander naam op te roep of aan te roep as die naam van die Here. En dit mag ons nie doen nie. En dit word so maklike gewoonte in ons. Voer dit so maklik in ons spreektaal in, selfs verdraaiings van Jesus se naam of van die naam Here. En daardeur, broers en susters, is ons besig om die wese van God se eer te skend. Levitikus 24 vers 14, bring die vloeker buitekant die laar, dan moet die hele vergadering hom stenig. As iemand sy God vloek, sal hy sy straf dra. Wie die naam, dis die naam van die Here laster, moet gedood word. Jesus Christus leer vir ons in die Nuwe Testament, Markus 7 vers 10, hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Onder daardie sambreel, wie vloek, oortree die derde gebod, wie die skepping aanroep om gesag aan sy eie woorde te gee, om grootheid aan sy uitsprake te bring, is besig om die eer van God se naam weg te neem. Kom ons kyk wat sê die Heidelbergse Katekismus daaroor. Vraag 99 sê, wat eis die derde gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. En verder mag ons nie stil bly of mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig te maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Hoeveel van ons kyk stories waar ons die laster maar ignoreer? Hoeveel van ons het so gewoond geraak daaraan dat ons daaraan nie eens meer steur nie? Mense, ons moet sidder as ons dit hoor. Want dit gaan oor die eer van die naam van God. Ons mag die heilige naam nie ligtelik, vals, oneerbiedig of op enige ander wyse as met vrees en eerbied gebruik nie. Vraag 100, is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker, skryf die Katekismus, want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Vraag 101 en 102, mag 'n mens God vreesend by die naam van God 'n eed sweer? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis om trou en waarheid te bevestig, maar dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Nie sommer maar net nie. Ons kan nie hoog en laag sweer en God se naam dan gebruik om ook gewig aan ons woorde te gee nie. Mag 'n mens by die heiliges of by enige ander skepsels sweer? Nee. Ons mag nie. Want om 'n regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te wees. En daar is nie 'n ander God nie.
Die katekismes, broers en susters, bevestig vir ons presies dit wat ons vir mekaar gesê het. Dit bevestig vir ons presies dit wat die betekenis van die derde gebod vanuit die skrif vir ons verduidelik. Ons mag nie God se naam ligtelik, vals, oneerbiedig opneem of gebruik nie. Ons mag nie vloek om gewig te gee aan dit wat ons sê nie. Ons moet aan die Here die eer van sy naam gee. As ons in die spieël kyk van die derde gebod, moet ons besef, ons oortree dit baie maklik. Dink byvoorbeeld daar waar ons na 'n lang dag moeg by die huis kom. Dis eintlik al slaaptyd, maar ons het nog nie gelees nie so. Ons gryp gou die boeke, sodat ons dit tog net vinnig kan doen, voordat ons oë ook toemaak. En ons eintlik dan besig is met lippediens, waar ons aanbidding van die Here, die groot maak van sy naam, niks anders as 'n pligpleging geword het, waarmee ek besig is nie. Ook hier waar ons dalk sit op 'n Sondag, ons gedagtes gevul is met ander dinge, eerder as om sy naam groot te maak saam met die gemeente. Dink aan die kere wat ek stil bly, sy naam misbruik word. Of dit nou is in die onderwys, in die kuns, die kultuur, enige ander faset van die samelewing. Word my lewe gekenmerk as 'n lewe van versuim, moet ek nie opstaan vir die eer van sy naam nie. Word my lewe gekenmerk as 'n lewe waar ek nooit sy naam eer bring nie. 'n biddelose lewe. Nehemia 9 vers 5 staan op, loof die Here julle God van ewigheid tot in ewigheid en laat hulle u naam loof wat bo alle lof en prys verhewe is. Want wanneer die gelowige swyg, sal die klippe dit uitroep. Die beginsel van die derde gebod kom neer op die vraag: is my lewe 'n lewe tot eer van die naam van God? Is dit wat ek doen en waarmee ek besig is tot eer van die naam van God? Is dit waarmee my naam geassosieer word tot eer van die naam van God? In die oorspronklike taal is die spreek van 'n woord en die doen van 'n woord nou verwant. En broers en susters, ons weet ons lewens as kinders van die Here is briewe van Christus, geskryf deur die Heilige Gees. Dit is 'n baie belangrike boodskap vir hierdie wêreld. Maar wat is daardie boodskap as ek self laster? As ek vloek of as ek 'n lewe leef wat die eer van sy naam skend? Getuig my lewe van dit wat oor my lippe kom. Want so word u en ek gesien daar buite. Is ek nie besig om God se eer aan te rand as ek sê ek aanbid hom en ek dien hom, maar ek doen net wat ek wil? Vanuit dit wat ons vandag ook vir mekaar gesê het en wat ons gehoor het vanuit die woord, soos wat God vir ons leer, dink ek u sal met my saamstem. Dis tyd dat ons almal 'n goeie selfondersoek doen. Ons moet gaan kyk, daar waar
ons nie net in woorde sy naam uitelik gebruik of toelaat dat dit gebeur nie, maar ook waar ons dade die eer van sy naam skend. Ons is briewe geskryf aan hierdie wêreld. Wat is die boodskap wat ons dra? Die derde gebod is 'n sentrale deel van elke kind van God se lewe. Want dit is waarvan ons naam moet getuig wanneer ons sy naam bely. Wanneer ons sê dat ons sy kinders is. 'n lewe wat God in eerbied en vrees nader in sy naam aanroep, nie ligtelik nie. 'n lewe wat die lastering van God verafskuw, daarin deel nie. 'n lewe wat nie gesag soek en krag stel deur om op ander dinge te beroep deur te vloek nie. 'n lewe wat in doen en late en opregtheid en waarheid aan die Here al meer en al meer vir hom die eer van sy naam gee. Dit in ons Here Jesus Christus, die naam bo alle name. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So leer u ons bid. Soveel keer sê ons ook, ons loof en ons prys u heilige naam. So is ons veronderstel om elke gebed te begin. So is ons veronderstel om elke dag te lewe. Maar ons weet ons faal in woord en daad. Ons staan skuldig aan die oortreding van hierdie gebod. Maar Here, vergewe ons waar ons u naam ligtelik gebruik, sonder erns. Vergewe ons waar ons swyg, waar gelaster word, u naam oneer aangedoen word. Vergewe ons waar ons toelaat dat daar ook vloekwoorde oor ons lippe kom. Vergewe ons waar ons dade nie ons woorde gestand doen nie en nie u die eer van u naam bring nie. Dankie o Here dat ons ook weet dat Christus vir hierdie sondes betaal het. En help ons om al meer in woord en daad te groei, om u die eer van u naam te bring en aan hierdie wêreld te wys en te verkondig. Dit vra ons in die naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gee geleentheid ook nou vir die